Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Weerberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet u in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons komende koning. Ek vertrou ek vind u gesond, liggaam, siel en gees. Nou hier wil ek net so 'n oombliekie stil staan. Wanneer jy wedergebore word, beteken dit nie dat jou hele liggaam, siel en gees nou skielik in volmaaktheid leef nie. Nee, wedergeboorte vind in jou gees plaas. In jou gees wat dood was in die sonde, jou gees wat nie kontak gehad het met God nie, jou gees wat dood gegaan het toe Adam gesondig het, word lewend gemaak, van bo gebore, lewend gemaak deur die krag van die Heilige Gees, en nou is wedergeboorte lewendig in jou gees, en jou gees is in beheer. Jou siel is natuurlik nog nie reg nie. Jou siel het nog baie dinge wat in die ou mens is, wat nou deurgaan, gewoontes waaraan jy gewoond was, maar nou sê die skrif, jy moet jou denke vernuwe, jou siel vernuwe, jou gemoed vernuwe, daai deel van jou wese moet jy vernuwe, deur die woord van die Here. En dan sê hy in Lukas, kyk op, want jou verlossing is naby, die verlossing van die liggaam. Die liggaam kry sy beurt. Die liggaam het nog siekte, die liggaam het nog swakhede, die liggaam het nog probleme, maar die liggaam kry sy beurt met die wegraping of met die opstanding. As jy sou doodgaan, voor die wegraping, gaan jy niks mis nie, want jy gaan opstaan uit die dode, tydens die wegraping, en daai liggaam gaan beklee word met 'n nuwe liggaam. Dis hoekom ek sê, jou gees is nuut gemaak deur die wedergeboorte. Jy is besig om jou siel se denke te verander deur die woord van die Here, te suiwer, te was. Jou liggaam, as God hom genees hier op aarde, is dit suiwer genade. Maar as hy dit nie doen nie, kry die liggaam sy verlossing met die opstanding. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons kan weet, dat ons weet, dat u is in beheer. Ons is gesond in ons gees. Ons siel is besig om te groei na die volmaaktheid van die woord, en die liggaam wag met 'n reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God, wanneer ons geopenbaar gemaak word, wanneer u gaan kom. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Nou hierdie is deel 5 van ons reeks lesings oor Petrus. En ons gaan sommer dadelik aan. Kom ons lees vers 17 waarmee ons laas opgehou het. Vers 17. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan, en hier kom die kruks van die hele saak. Hy sê wandel dan in vrees. Nou vrees wat jy is so bang nie. Nee, vrees, eerbied. O, jy hoor so baie en ek weet u dit al gehoor. Dat iemand praat van die ou man daarbo, die man daarbo. Oneerbiedig, onrespekvol. En ek gee nie om wat die wêreld dit doen nie. Hulle is in elk geval, dien hulle nie God nie, in elk geval is hulle onrespekvol teenoor enige iets wat Christelik is. Ek meen, alles in hierdie wêreld is teen Christen. Ons kry almal verdrukkings, maar die verskil tussen ons en die wêreld, hulle kan wees soos hulle wil, want dit is die uitvloeisel van 'n sondige natuur. Maar ek en jy, my broer en suster, ek en jy, wat gered is deur die kosbare bloed van Jesus Christus, hoe durf ons oneerbiedig praat van ons Vader? Hoe durf ons sommer net praat
van die ou man daarbo. Hoe durf ons sommer net praat van, ag jy weet, Jesus sal vir my deurkom, en Jesus dit so half ligtelik. Ek wil vir jou sê, ek is baie ernstig. My lewe is ver van waar ek wil hê moet wees. Ja, groei elke dag 'n bietjie nader, 'n bietjie nader. Maar ek wil vir jou vra, hoeveel kinders van die Here is al 30 jaar op die pad? En hy is eintlik in die pad. Hy is nie regtig op die pad nie. Wat vloek. Ons praat nie noodwendig van die man daarbo nie, ons praat nie noodwendig van hoe ons ook die wêreld dit noem nie. Maar as die Bybel sê, laat geen vuil woord by jou mond uitkom nie. Laat geen vuil woord by jou mond uitkom nie. Wat is 'n vuil woord? Kom ek definieer vir u gou wat is 'n vuil woord? 'n Vloekwoord. Enige woord wat jy gebruik, wat die mense in jou teenwoordigheid ongemaklik laat voel. En enige woord wat jy gebruik, wat afbreek maak aan die heiligheid van God, is 'n vloekwoord. Nou vra ek vir jou, en ek hoor dit so baie by kinders van die Here, wat vloekwoorde gebruik. Ja, maar weet jy, ek gebruik normaalweg nie 'n vloekwoord nie, sal hulle vir my sê. Maar as jy my kwaad gemaak het, dan verloor ek my beheer. En dan kan ek daarom vir jou vloek, oneerbiedig teenoor God se woord, wat sê, laat geen vuil woord uit jou mond uitkom nie. Laat jou woorde wees met sout besprinkel. Om te sê, ek vloek net as ek kwaad is nie 'n verskoning nie. Ek vloek net as die taxi voor my inry, is geen verskoning nie. En ek praat dit my hart uit. En ek praat van omstandighede waarmee ek deel gehad het. Ondervindings, ek weet hoe werk hierdie ding. Ja, moenie jou so skynheilig hou nie, jy weet hoe werk het. Verskoon my Afrikaans, en dan gebruik jy 'n vloekwoord. Van wanneer af is Afrikaans, is vloekwoorde Afrikaans? Vloekwoorde is oneerbiedig teenoor God. Kom ek lees weer vir jou. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Vrees, nie bangheid nie, maar respek. Vrees vir God. Vrees vir God is nie meer in die wêreld nie. En ek is jammer om te sê dat die vrees van die Here is ook nie meer baie onder die kinders van die Here nie. Ek sien mos hoe rook hulle buite in die kerk. Dan trap hulle die stompie voor die deur dood. En dan stap hulle in die kerk en dan gaan hulle die Here aanbid. Met vuil hande. Wat sê hy, wie mag, een van die Psalms 24 dink ek, sê wie mag klim op die berg van die Here? Hy wat rein van hart is en skoon van hande. Met ander woorde, dit wat hy doen, is heilig. Dit wat hy uit sy hart uit laat kom, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, is rein. As jy rook, en ek gee nie om nie, noem my nou maar uit die, wat ook al, ek is verkramp, kom uit die ou tydperk, rook is sonde. Pastoor, waar staan dit in die Bybel dat rook sonde is? Op elke bladsy van die Bybel. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Jaag die heiligmaking na waar sonder niemand God sal sien nie. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Ja, pastoor, nou kom hulle met hierdie simpel redenasie. Ja, pastoor, maar weet jy, te veel koffie. Ek het net 'n koppie koffie gedrink.
is maar dieselfde, want koffie breek ook jou liggaam af. Jy moet daarom bitter baie koffie drink op 'n dag, om dieselfde skade aan jou liggaam te doen, as wat 1 sigaret doen. So moenie kom met belaglike redenasies nie, erken net, Here, hierdie ding, eerstens, laat dit stink. Mense wil nie by jou kom nie, want val die wat nie rook nie. Nou wil ek vir jou iets vra. Ek dink nou maar net te loop aan. Jammer dat ek nou so, nee, vergeet die jammer. Ek is nie jammer nie, ek is 'n boodskap daar van die Here, en ek sê vir jou, rook is sonde. Hoekom mag jy nie in 'n restaurant rook nie? Want jy wil nie die mense in die restaurant pla nie. Nie jy nie, jy is roker, gee nie om nie. Maar die wet is daar, sodat rook nie die ouens wat daar eet pla nie. Hoekom rook jy nie in die kerk nie? Want dit is nie gepas nie. Maar jy kan 'n koppie koffie in die kerk sit en drink en niemand sal iets sê nie. Maar die oomblik as jy 'n sigaret uithaal, sal almal dit weet. So jy rook nie in die kerk nie, jy rook nie in 'n restaurant nie, wanneer jy op 'n vliegtuig vlieg, rook jy nie in die vliegtuig nie. Hoekom rook jy nie in die vliegtuig nie? Terwille van hulle wat saam met jou op die vliegtuig is. En so kan ek alles noem. Oor en oor. Van plekke waar maar jy rook in die tempel van God. Is dit nie oneerbiedig nie? Hoekom rook ek nie? Want ek het respek vir hom wat in my liggaam bly en my liggaam 'n tempel van God gemaak het. So my vriend, ek veroordeel jou nie. Jy gaan nie hel toe omdat jy rook nie. Jy gaan eendag verantwoording doen by die regterstoel van Christus vir wat jy in hierdie lewe gedoen het. Die werke het sy dit goed of kwaad is. Rook is een van die wat kwaad is. Drank is een van die wat kwaad is. Hoeredery is een van die wat kwaad is. Misselike gesindheid is een van die wat kwaad is. Met ander woorde, daar's dinge wat jy doen wat hy beskryf as kwaad. Dis nie sondes in die sin van sondes wat jou hel toe sleep en jou ongered maak nie. Dis dade, gewoontes, maniere wat nie pas by die heiligheid van God nie. En daaroor sê hy, leef in vrees, leef in respek. Vers 18. Omdat julle weet, hoekom leef ek in respek? Hoekom doen ek nie al hierdie dinge nie? Hoekom probeer ek heiligmaking nastreef? Hoekom probeer ek 'n pad loop na buite wat mense na die Here toe trek? Omdat ek, volgende vers, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer word. Jy's duur gekoop, wanneer jy goud en silwer nie. Jy's gekoop, vers 19, maar deur die kosbare bloed van Jesus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Gaan dit weer lees. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Christus is geopenbaar om julle ontwil, my ontwil. Ek was 'n sondaar, op pad hel toe, met 'n sondige natuur. Ek wil vir julle gou iets verduidelik. Die siel, Bybel sê die siel wat sondig moet sterwe. Nou kyk ons na mense wat mooi Christene is. Nee, maar kom, ek trek my woorde terug. Ons kyk na mense wat mooi sondaars is. Hy doen niks verkeerd nie. Hy gee vir die welsyn, hy gaan kerk toe, hy's goed vir sy naaste. Al dinge sê, hy's nie wedergebore nie. Nou kyk ons na hom en sê, hoe kan die Here toelaat dat so 'n mooi mens, so 'n pragtige mens, vir ewig hel toe gaan? Want hy het gesê, jy moet wedergebore word.
Dis punt nommer 1. Maar weet jy die siel, as God hom nie beklee het met menslikheid. Onthou, jy kyk nie na 'n sondige siel nie, jy kyk na 'n menslike siel. As God nie daai siel met menslikheid beklee het nie, sou jy die aakligheid van die mooi Christen duidelik gesien het. Maar as hy doodgaan en sy menslikheid word weggeneem en net die siel bly oor, dan haat daai siel God met 'n passie. Want dis die sondige natuur wat in die siel vaskleef. Hy haat God met 'n passie. En dan hy gaan God altyd daar binne in die hel, vuurpoel, waar hy gebere word. God sit nie 'n mens met menslikheid om hom in die hel nie. Die siel, hy sê nie die mens wat sondig moet sterwe nie. Hy sê nie die liggaam wat sondig moet sterwe nie. Hy sê nie die gees wat sondig moet sterwe nie. Hy sê die siel wat sondig moet sterwe. Daai siel wat God haat hom nie, God het hom lief, maar die siel haat vir God met 'n passie. Daai verwronge, vieslike, sondige, verderflike siel word in die hel toegesluit vir ewig en ewig. Maar wanneer jy gered word deur die bloed van Jesus Christus, dan vernuwe God nie hierdie siel nie. Hy skep 'n nuwe skepsel. Nou ek weet nie hoe hy dit doen nie. Want na jou wedergeboorte is jy nog steeds presies soos jy is. Jy lyk nog net soos jy is. Jy tree nog net op soos jy altyd opgetree het. Jy dink soos jy altyd opgetree het. Maar skielik is daar iets binne in jou wat leef, 'n gees, 'n nuwe skepping. Iets wat God liefhet. En nou begin hierdie siel wat geherskape is, ontslae raak van die gewoontes van die ou mens en dan die gewoontes van die nuwe mens by te leer. Dit is wat hel toe gaan en dit is wat hemel toe gaan. Die siel verdorwe gaan hel toe. Die siel beklee met menslikheid, oorgeskakel in 'n nuwe skepping, gaan hemel toe, deur die bloed van Jesus Christus. Kom ons gaan verder. Kom ons lees vers 22 weer. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle, ons was by vers 19, jammer, my blaai het geblaai. Maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Want wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste dae openbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God. Jy glo deur Jesus Christus in God, wat hom uit die dode opgewek het. God het Christus uit die dood opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Jy sien, die hele evangelie draai om die mens. Sonder om die evangelie mens gesentreerd te maak. Verstaan my mooi, die evangelie is Christus gesentreerd. Die evangelie is gemik op Christus. Die evangelie is Christus. Alles is Christus. Maar alles wat Christus gedoen het aan die kruis, alles wat God beplan het dat hy moet doen aan die kruis, was ter wille van jou. Jy wat 'n sondaar is. Ter wille van jou, jy was 'n sondaar. En alles wat ter wille van jou gedoen is, jou verander na 'n kind van God. Jy is nie 'n sondaar gered deur genade nie, jy was 'n sondaar. Toe het genade jou gered, en nou is jy kind van God. En nou roep die bloed jou om heilig te lewe. Nou roep die bloed jou om eerbiedig te wees. Nou roep die bloed jou
om God te respekteer. Vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar, en hier kom baie moeilike woorde, vurig lief hê uit 'n rein hart. Vurig lief hê uit 'n rein hart. Moet ek meer sê as wat die Bybel sê? Hoeveel van u het ander medekinders van die Here vurig lief? Die woord vurig in die oorspronklike taal beteken vurig. Julle moet mekaar vurig lief hê met 'n rein hart. Dis 'n tamaletjie, nee. Ons moet mekaar vurig lief hê. Maar jy gun jou broer, wat ook die Here dien, nie 'n stukkie son nie. Jakobus sê dat die kleinste lid van die liggaam is die tong, maar hy doen die grootste skade. Hy doen die grootste skade. En ek kan baie sê, maar ek wil nie veel sê, ek wil dit net by u oordra. Ons is nie nou besig met 'n oorstreel en ons streel nie ons ore met hierdie evangelie. Daar soms dinge wat gesê moet word van 'n kansel af, of deur die manier wat ons die woord bedien, daar soms dinge wat gesê moet word. Onthou, daar's baie dinge wat die woord vir my ook sê. En wanneer ek predik, hoor ek eers die woord voor u om hoor. En die Heilige Gees praat met my ook oor sekere dinge in my lewe, want ek is nie volmaak nie. Ek groei na volmaaktheid. Ek het ook probleme. Vra my vrou, los, moenie afvra nie, want sy sal jou vertel. Ek is ook 'n mens. Foute, probleme. Daar's ook soms wat ons mekaar, ek daar sekere mense is wat ek nie vurig kan lief hê nie. Nou sê, daar's 'n liedjie wat sê, I love you with the love of the Lord. Nou vra, hoekom het jy my met die liefde van die Here lief hê? Is ek so verskriklik? Is ek so 'n aaklige mens, dat jy my nie kan lief hê met jou natuurlike liefde nie? Jy het die hulp van die Here nodig? Dis 'n ware liedjie. Want ons het in baie gevalle, het ons nodig om God se krag in te bring om vurig lief te hê. Weet jy hoe werk dit? Jy hou aan om te sê, broer, ek het jou lief met die liefde van die Here. Totdat dit kom wat jy kan sê, hoor jy so, ek het jou lief. Onvoorwaardelik. Ek het jou lief sonder minagting. Ek het jou lief sonder al hierdie ander dinge. Ek het nie eers die krag, die liefde van Christus nodig om jou lief te hê nie, want sy liefde het my so deurspoel en so deurtrek, dat ek nie anders te kan as om jou lief te hê. Ek sien ons tyd hardloop uit. Ek gaan met die volgende uitsending gaan ek aan, en ek gaan praat weer oor die kosbare bloed. So ons gaan weer kyk na hierdie skriffies vanaf vers 19. 1 Petrus, hoofstuk 1 vanaf vers 19. Dan gaan ons weer 'n bietjie dieper kyk na wat die Here vir ons wil sê in hierdie skrifte. Baie dankie Here dat u nie net altyd mooi dingetjies sê nie, maar dat u deur die Heilige Gees ook diep krap en diep druk en diep raak oor hoe ons moet wees en dinge uithaal wat nie tot u eer is nie. Doen dit deur die Heilige Gees se krag. En ons sê vir u dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen. My vriende ek het probeer om in baie liefde te praat, maar dit was wat op my hart gelê was om te sê. Gaan en beoefen vurige liefde. Tot ons weer gesels, mag hy met u wees. In Jesus naam. Amen en amen.